By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Baie welkom en soos ek altyd sê, baie dankie dat julle hier is. Ek maak dikwels onderskeid tussen ons aanlyn volgelinge en die mense wat fisies hier by Renaissans is, en dat daar's baie geldige redes waarom mense aanlyn volg. 'n Mens wil eintlik nie onderskei tussen die twee groepe in die gemeenskap nie, maar hierdie is darmal lekker. Dis baie lekkerder as om 'n WhatsApp te kry en te hoor hoe dit gaan om saam te wees. So kom ons geniet dit vanoggend saam en ons is weer baie bevoorreg met hierdie musikante. Dankie vir julle twee. Ons gaan onmiddellik terstond verder na julle luister. Lui vir ons in die stilte in.
dankie Letitia en Jannie. Vandag doen ek 'n opsomming van die afgelope reeks van 13 praatjies, waarvan die titel was Die Dooies Dink Steeds, antieke wêreldbeskouings wat ons vandag steeds beheer of beïnvloed. Nou, hierdie is nie 'n maklike taak nie, so, hoe sê hulle in Engels, wish me luck. Hoopelik nie as you wave me goodbye nie. Van gode tot by gedagtes, 'n reis deur die antieke denke. Nou die inleiding sou wees, die vraag rondom die mens is, wat is dit wat ons so uniek maak as 'n spesies? Nie regtig ons intelligensie noodwendig nie, daar is spesies wat ook slim is. Nie ons emosies nie, want diere voel gewis ook. Maar daar's iets wat baie eie aan ons is. Nou, ons weet ook nie of dit by ander spesies teenwoordig is nie, maar dit lyk vir ons asof die breinwetenskappe sê, nee, dit is ons wat so is. Ons hou niks van chaos nie. Niks. Dinge moet sin maak. En wanneer ons nie sin kan maak nie, dan maak ons dit op. En dit sê die neurowetenskap vandag van ons. Ons maak dit op as daar nie sin te maak is nie. Ek het begin in hierdie reeks by die kosmiese rekenmeester. Dis min of meer so die jare voor 800 voor die algemene era. Die kosmiese rekenmeester beteken dat jy het 'n wêreld wat lewendig is en wat jou dophou. Die mense het geglo, jy word dopgehou. Hierdie heelal is glad nie neutraal teenoor jou nie. En alles wat jy doen word opgeskryf in 'n denkbeeldige boekie. En jy word beloon of gestraf. En toe ontwikkel die mens slim maniere om hierdie elemente wat jou so beloon of straf te manipuleer, om jou meer te beloon. Om te verseker dat daar nie chaos in jou lewe is nie. Dit is alles hierdie stuwing teen die aankomende chaos wat so bedreigend is. En hierdie rituele word godsdienstige rituele, waar jy die gode, hierdie element gode, en later selfs mitologiese gode, kan oorreed om vir jou te sorg, om die onheil van jou deur af weg te hou. Dit was 'n baie argaïese fase in die mensdom se ontwikkeling. Wat ek daarmee bedoel is, dit is soos 'n baba wat lê en huil in die bababedjie vir die bottel. Dit gaan oor my en my behoeftes. En die mense se verhouding met die gode, met die heelal was, ek word opgehou, ek beter oulik wees, en as ek nie oulik is nie, dan moet ek vir jou offers bring, of ek moet vir jou dans, of ek moet vir jou sing, sodat jy wat my gode is, vir my kan sorg. Ons het nie heeltemal van hierdie manipulerende tegnieke af weggestap nie. Ons dink ons het. Ons vernoem dit vandag net nie meer offers nie. Dit het ander name. Maar ons glo ook dat die heelal ons beloon vir hoe ons optree en hoe ons is en hoe ons dink. En vandaar kom hierdie beheptheid met op 'n bygelowige manier manifestasie, vibrasies, energie en so aan. En ek het gesê in daai praatjie dat daar is beslis baie daarvoor te sê dat 'n mens kan visualiseer, dat jy manifesteer, dat jy sal sorg dat jou energie positief is, maar dit werk op 'n sielkundige vlak. En dit is 'n oorsaak-gevolg ding. Dit is nie dat die heelal jou beloon omdat jy nou reg manifesteer of vibreer of die regte energie, jy weet, uitstraal nie. Die hele gedagte is, as ek dinge reg doen, dan sal ek betaal word. Ek staan in die oggend op en sê, as ek dit vandag reg kan doen, gaan die heelal vir my dat gee as beloning. En dis regtig soos die kinders sou sê, 'n tit for tat. 'n heelal wat geniepsig is, of sê, mooi so, ek is tevrede. Dit sit steeds vandag in ons vas. Tweedens het ek gesê, in die ooste, dis min of meer van 800 voor die algemene era, tot so by 200 voor die algemene era.
het die Ooste gesê, natuurlik sit ons met dieselfde chaos, pyn en lyding, en die diagnose was, die kern van hierdie wêreld is pyn en dat vreugde nie vir altyd sal duur nie. En het die Boeddha gesê, ons het nie so seer 'n probleem met pyn as wat ons het daarmee, dat dit wat ons beleef nie altyd kan aanhou nie. Hy het gesê, die mens het 'n sug na voortdurendheid. En dis die gebrek aan voortdurendheid wat die oomblik as iets begin, dan is jy sommer al reeds hartseer, want dit gaan einde kry. Dit was vir hom die uitgangspunt waarmee hy na die wêreld gekyk het. En dit is 'n bitterlik pessimistiese wêreldbeeld. Ek het ook gesê, my gevoel is, dat dit te eng is, as 'n beskrywing van die kern waarom die lewe draai. En dat dit 'n mens werklik lei tot plekke wat wys kan wees, soos wat hy vir ons met wysheid gelaat het in sy losmakingsteorie. Maar daai losmaking, as jy vir hom te goed reg kry, kan dit beteken dat jy kouer staan, dat jy naderhand nie omgee nie, die Engels praat van indifferent. En dikwels juis omdat mense soveel pyn beleef en hulle geleer het om emosioneel hulle self daarteen te verskans, dan ontwikkel hulle die vermoë om naderhand nie meer genoeg te kan voel nie. En dan verdwyn empatie ook by die deur uit. En daarmee saam kom daar 'n morele oordeel wat gevel word. En dis baie teenstrydig, want Boeddhisme sê, mens moenie oordeel nie. Maar die oordeel kom wanneer hulle jou lewe bekyk en sê, maar jy's te vas. Jou greep is te sterk. En jy is te intens. En dan laat dit my dadelik dink aan iets wat ons later gaan bykom, waaroor ek gepraat het, toe ek gepraat het oor Nietzsche. Wat gesê het, ons is bang vir die ruwe intensiteit van die lewe. En as jy na Boeddhisme kyk, dan kyk jy in baie breë, maar duidelike terme na 'n groepering wat bang is vir die ruwe intensiteit van lyding. En hulle wil dit vermy. En dit raak 'n probleem as jy begin afstomp vir ander mense se lyding. En die wêreld word 'n redelik koue plek. En ek voel dat 'n mens moet losmaking baie slim bedryf. Losmaking gaan oor in 'n oomblik, en kan ek sê, dit is daai reaksie wat ek het wanneer daar op my lang tone getrap word. Wanneer ek in die oomblik ervaar dat my knoppies gedruk word. As ek daar kan bestuur wat my eerste reaksie sou wees. Engelse sê knee-jerk reaksie. As ek hom bietjie kan terughou, kan bedink, steeds kan voel, maar dan kognitief en emosioneel meer intelligent kan reageer op dit wat nou hier gebeur. Dan word losmaking vir my 'n prima manier van optree in die lewe, om jouself te beskerm teen die intensifisering van pyn, die katastrofisering van pyn. Want daar gebeur baie slegte dinge met ons, maar ons maak dit erger met reaksie. Nie noodwendig daaroor dat ons daarmee sit en dit voel nie, maar in ons impulsiwiteit maak ons dikwels dinge baie erger vir onsself. En dan ly 'n mens twee keer. Jy ly wanneer dit gebeur en jy ly ook aan die gevolge van jou reaksie daarop. En dit is nie al te gaaf nie. Die derde een was die aksiale oomblik of era. Dis nie werklik 'n benaamde, legitiem benaamde era nie, maar daar was 'n filosoof wat gesê het, hy kyk terug na hierdie tydperk en hy het dit daardie naam gegee. Aksiaal, dit is toe die denke van die mens werklik gedraai het om sy as. Dit het weggedraai van daai babietjie wat in die bed lê en huil vir melk. Die mens het weggedraai van sy behoeftes en hierdie hele ritualistiese manier van kyk na die gode wat nou vir ons moet sorg. Dit het so 'n bietjie minder gegaan oor my welvaart en welsyn. Die mens het na binne gekyk. Dit word ook genoem die era waarin die gewete gebore is. In daai tyd het mense begin vra, in Indië veral in die Upanishad geskrifte. Jy het in die ou Veda geskrifte het jy nog baie van 'n ritualistiese manipulerende goed gekry, rituele wat die gode kan oorhaal. En toe in die Upanishads,
toe begin dit gaan oor 'n dieper inkyk, 'n introspeksie. En die mens het vir homself begin sê, wie is ek hier in my hart? Is ek goed? Wat bedink ek? Wat is my motiewe? Wat gaan in my hart aan? En hulle was nie meer so behep met hoe dit met hulle gaan nie. Maar hier het 'n interessante paradoksale ding ontvou. Vir die eerste keer het lede van 'n stam, hulle eie stam se godsdiens en waardes en filosofie begin bevraagteken. Dit was ongehoord tot in daardie stadium. Jy het begin vra, is ek en my mense reg? Is ons God ooit reg? Is dit ooit die ware God? Toe kom daar 'n frantiese soeke na universele waarheid. Iets wat nie behoort tot dit wat ons uitgedink het nie, maar wat objektief waar kan wees. En mense en filosowe wat toe nou met ideologieë na vore gekom het, het toe vir hulle self gesê, ek het nou die waarheid ontdek. Ek dink nou nie meer soos my stam nie. Ek het nou by die universele waarheid uitgekom. Toe gebeur daar 'n bitter lelike ding. Dat filosowe wat met diep filosofie lynreg in die stroom met nuwe insigte sou kom en werklik verspronge in die denke sou sorg, het hard geraak. Want hulle het gesê, my waarheid is universeel. Ek het die waarheid weet. En toe verander stam na ideologiese silo. Daarmee sit ons ook vandag. Ons is nie meer bang daarvoor, veral ons in Renaissans, om ons herkoms te kritiseer nie, om hulle foute uit te wys en openlik teen hulle te praat nie. Maar ons vorm weer ideologiese silo's en in daai silo's glo ons, ek het nou die universele waarheid en dan kyk ek na ander en ek sê, julle het nie die waarheid nie. En waar dit rof raak, is waarna jy hulle begin boos en duister noem. En sê, ek is in die lig, julle is in die duisternis. Ek kan sien, julle is nog verblind. My oë het oopgegaan, julle is geïndoktrineer. En al daai soort van ek en julle, spraak wat maar in ons koppe aangaan. Want ons het 'n manier, veral omdat ons kognitief so sterk geëvolueer het as 'n menslike spesies, om baie sterk te identifiseer met dit wat in ons breine gebeur. So wat ek glo en wat ek dink, daai ideologie, maak dat ek myself verhef bo ander. Dit word die onderskeidende kenmerk vir my menswees, veral as ek 'n mens is wat baie dink en baie filosofeer. En die aksiale era het 'n wonderlike ding gebring in hierdie bevraagtekening van die stam en die eie goed. Maar dit het onmiddellik oorgespring en eintlik was die bevryding maar kort van duur, want nou sit mense in jou silo en jy bevraagteken nou glad nie meer nie. Die wiel word nie meer gedraai nie, ons draai nie meer ons koppe op die as nie, ons hak vas by ideologieë nou. En dit is nogal problematies en veral as 'n mens baie tyd spandeer het om te dekonstrueer en dan 'n nuwe konstruksie te bou en 'n nuwe sintese te bou en jy het nou nuwe goed wat jy glo. Om te dink nou moet ek weer voorbegin. En 'n mens is gewoonlik nie meer so jonk as jy daar uitkom nie. En dan begin daai vashak wat die wiel nie bly draai nie en wat jy nou in jou ideologiese sirkeltjie gemaklik begin raak. En dan word jy weer bedreig. En begin jy vra vir al die ander. Jy's baie lief vir daai aksiale sentiment van kom ons bevraagteken, maar julle bevraagteken net nie vir my nie. Ek gaan julle bevraagteken. En dis iets waarvoor 'n mens moet pas op. Vierdens het daartoe 'n nuwe vraag in die menseontwikkeling ontstaan. Nou praat ons van 400 tot so 300 voor die algemene era. Dis die vraag waar die mens begin vra, wat se ding is 'n mens? Wat is ek? Is ek liggaam en siel? Of is ek een geïntegreerde geheel? Nou by Plato het ons 'n dramatiese antwoord gekry, want Plato het gesê dis dualisties. Hy het gesê die liggaam is 'n tronk vir die siel en die siel moet eintlik om volledig te kan uitleef en aktualiseer, moet die siel ontsnap uit hierdie liggaam. En ons weet ook die gnostici en al hierdie mense praat hierdie storie van jy kom uit die oerbron.
En die oerbron is metafisies, en uit daai bron het almal van ons ontspring, alles wat fisies is, en ons sal uit hierdie fisiese weer vervel, en ons sal teruggaan na daai oerbron toe om te wees wat ons eintlik bedoel is om te wees, want daai siel is ewig, die liggaam is net tydelik. Dit is amper soos 'n vleiskas, of as jy na die Thomas evangelie kyk, dan is dit 'n rok, sê Jesus, wat van my aangetrek is, en sê hy vir Judas baie dankie, dat hy hom verlos deur hom te verraai, sodat hy kan doodgaan, sodat hy verlos kan word van hierdie rok wat vir hom aangetrek is, verwysend na sy liggaam. Die Joodse denkers was natuurlik aanvanklik heeltemal anders. Hulle het alle lewende wesens beskryf as nefesh. Dit beteken jy's 'n asemhalende wese. Jy is 'n geïntegreerde wese. En het hulle geglo dat met die dood gaan jy simmetries, wil ek amper sê, net lê. Die liggaam gaan lê en die asem gaan lê en jy's weg. Dit het natuurlik later baie verander en die Jode het ongelooflik gevarieerd gedink oor hierdie kwessie, om nie te praat van uiteindelik baie later in die Kabbala, waar hulle tot vir die siel 5 lae gegee het, en een deel van die siel kan in 'n ander mens gaan leef, of na jou dood in langs iemand anders gaan leef. Dit het verskriklik verwikkeld geraak later. Maar die spanning het begin, en daai vraag leef vandag nog, en mense gee verskillende antwoorde. Is ons 'n geïntegreerde wese, of is die siel van die mens iets apart, wat apart kan leef? Maar in die Christendom weet ons, selfs Paulus, wat ook 'n dualis was, wat gesê het, jy het 'n siel wat apart kan wees, maar hy het doderyk toegegaan, wat ons nie mooi verstaan nie, want ons het nooit goeie studies gemaak van wat die Jode eintlik geglo het oor wat na die dood gebeur nie. En sou Paulus byvoorbeeld nie iemand na 'n hemel toe stuur, soos wat die Christene vandag doen nie. Hy sou hulle na 'n tussenplek toe stuur, in die doderyk, daar in Abraham se boesem miskien, of in 'n goeie plek van die doderyk, waar daar troos is, of waar daar geluk is. Maar dan uiteindelik het jy weer jou liggaam nodig, en word jy met die opstanding met jou liggaam verenig, en dit is maar waar die Christendom vandag nog staan, maar daar is vreeslik onder spirituele mense 'n geskibbel en gestry oor, wat is ons nou eintlik? En dan weet ons, sommige neurowetenskaplikes, ek dink die meerderheid van hulle reken, ons is maar net biologiese wesens met, dit wat ons as 'n siel beleef, is 'n effek van, of 'n attribuut van, ons verwikkelde intellek en ons gesofistikeerde breine. Vyftens, dit het natuurlik tot nog gedagtes gelei, dat mense gevra het, nou okay, ek wil dan nou weet, wat gebeur na my dood? Wat gebeur na my dood? Hier van 500 na 200 voor die algemene era het hierdie vraag verskriklik sterk geleef, en hier het dit ongelooflik ingewikkeld begin raak, en het mense interessante teorieë begin ontwikkel, maar die vraag wat 'n mens moet eer daar, is 'n vraag wat in my en jou ook leef. En ek dink, ek kom agter met mense wat ouer nog as ek is. Hulle vra die vraag met 'n mate van intensiteit. Wat kan ek verwag as ek doodgaan? So daar is 'n vraag in die mense siege, gaan iets van my ten minste voortleef? En 'n mens moet daarvoor respek hê, en as jy kyk na al hierdie interessante teorieë, wil jy bykans lag, want mense kan baie interessante stories en flieks maak van al hierdie teorieë. Veral as jy kyk na wat gebeur het in die esoteriese kringe, met en die Kabbala, soos ek gesê het, en so aan, en die gnostiese mense. Wat het alles daar gebeur? Maar vir my lê daar net hierdie een ding, en dit is, dat 'n mens nie moet kyk na enige een van die teorieë nie, want daar is so baie. En selfs nie as jy 'n teorie daaroor te vas wees nie, maar meer gaan sit met die vraag, wat is dit in my wat nog nie vrede het met die dood nie? Want die dood is maar 'n ding wat hier tussen ons almal bly staan, nê. En hy gaan nie weggaan nie. En ons gaan een vir een na hom toe aanstap. En daai is 'n vrede wat elkeen op sy eie en homself moet kry. En ek dink baie daarvan is diep sielkundig en het te maak met baie goed wat saamgewerk het in jou kop. Om jou aan die een kant te laat voel, ek wil nie net tydelik leef of net een keer leef nie. Ek wil aanhou leef. Ek wonder, ek is bang vir wat aan die ander kant aangaan, want dit is vir my so
donker, dis nog nie onthul nie, en al die vrae, en dan al die stories wat ons daaroor gehoor het, en hoe ons groot gemaak is, dra alles daartoe by, en dit bring iets waarvoor 'n mens respek moet hê, en ek dink, wat nog baie bedink moet word, in ons kringe. Sestens, die filosofie word emosionele oorlewing. Toe begin die mensdom nou goed filosofeer, want hulle het nou alreeds begin om baie rasioneel te raak, met die aksiale era. Maar hier begin hulle nou vir oorlewing filosofeer. Ek het hieroor baie gedink, terwyl ek hierdie reeks ook voorberei het en nagevors het, hoe dat ek in 'n klein diep seentjie, wat in plaas van om te swem, met my voete in die water sou sit en met een of ander gewone dogtertjie, want die seentjies was nie soos ek nie, met 'n ander dogtertjie in standaard 5, dan sal ons nou sit en filosofeer en dan klap ons tonge vir die ou vlak kindertjies wat nou aan die swem is, want ons praat tog nou sulke diep goed. En ek praat nou die waarheid, dit het gebeur. Ek het my vrede en my sin in die lewe en my geluk het ek gekry deur te filosofeer oor die lewe, want die lewe was party daar nie vir my baie lekker nie. Maar mense het ontwortel gevoel, ankerloos gevoel. Hoekom? Dit was in die Hellenistiese tyd. Die wêreld het heeltemal verander. Jy het nie meer jou dorpie gekry met sy dik mure om en ons het 'n grag om dit, of wat dit ook al is, of is dit iemand op die mure wat wag hou en ons is beskerm en is net ons nie, 'n stadstaat. Toe word dit groot state en mense word klein vissies in groot damme en hulle verloor hulle identiteit. En hulle verloor hulle vermoë om te voel dat hulle veilig is, en hoe leef ek in hierdie veranderde wêreld, hierdie groter wêreld, hierdie geroese moes, hoe gaan ek hierso leef? En toe het mense se oorweldiging hulle gebring met die plek dat klomp filosofiese skole ontstaan het, want die vraag was nou nie meer, wat is die waarheid nie, die vraag is net, ek wil oorleef, ek wil vrede voel in my hart. En daar's 5 skole wat ontstaan het, die sinikuste wat gesê het, verwerp jou kultuur, staan op teen hierdie kultuur. Die stoïsyne het gesê, jy kan niks in die lewe beheer nie, maar beheer ten minste net jouself en jou eie reaksies. Die Epikureërs het gesê, vind vir jou matige plesier, rustige goed, nie hedonisties en uitspattig nie, maar geniet die lewe. Ruik die koffie, pluk 'n roos, geniet die lewe, dit sal vir jou vrede gee. En die Neoplatonis het gesê, keer terug na die bron, raak in jou kop daar met die bron besig, die geestelike goeders besig. Moenie te fisies wees in die wêreld vas en so aan nie. En dan het die skeptikus gesê, ag man, ons kan van niks seker wees nie. So kom ons sê maar net, ons twyfel eintlik aan alles, ons weet minder, ons is minder seker, ons kry 'n nederige plek van, weet jy eintlik nie, en ons raak tevrede daarmee. Hulle het prakties geraak, want hulle het gevra, wat kan ek doen om hierdie lewe vir myself draaglik te maak? En dis wat filosofie, en my en jou se lewensfilosofie, steeds vandag vir ons doen. Dit maak vir ons die chaos van hierdie wêreld draaglik. 7de, die Christelike sintese. Dit is waar die Hellenistiese wêreld, die Griekse wêreld, met die Christendom begin trou het. En ek het vir julle gesê, ons waardeer dit nie genoeg nie. Ons, ek en julle, se groot word filosofie is 'n mengsel van Joods en Grieks. 'n baie sterk mengsel van Joods en Grieks. En wat hier gebeur het, hier het 'n baie donker draai gekom. Dit gebeur, kom ons sê dan nou maar van 0, die jaar 0, tot die 1500s. Dis 'n baie lang tydperk, né? As jy dink aan Paulus, wat Prof Henning gesê het, die mees pessimistiese mensbeeld het, omdat hy gesê het, die mens is sleg. Jy is tot niks goeds in staat nie. En Augustinus, wat dit lang later geëcho het, en gesê het, ons is werklik in ons kern sleg van die oomblik dat ons gebore is, want ons is gekontamineer met ons oermoeder se sonde. Dit is soos 'n geen in jou. Nou, hy het nie van gene geweet nie, maar jy's geneties sleg. En ek gebruik met opset daai lelike woord. Jy's nie net kwesbaar nie, jy's verrot tot in jou kern. Dis 'n donker manier om na die mens te kyk. Die moderne neurowetenskap kom met 'n ander antwoord hierop en hulle sê, jy word met al die potensiaal wat daar is, gebore.
Jy is nie ten volle ontplooi as 'n baba nie, maar daar lê hierdie lelieblanke lei voor jou, waarop jy met jou lewe jou storie kan skryf. Jy kan kies hierdie kant toe of daai kant toe. En dit bring vir ons 'n bevryding uit daai erfsonde, kan ek dit vanoggend sê, leuen, wat op 'n mite gebou is, en ook net een interpretasie van die mite, want daar is ander interpretasies. Daar's een interpretasie van die mite wat ons lei tot by daai plek, en ons het sleg gevoel oor onsself. En het sielkundig 'n baie sterker impak op 'n mens as wat jy dink, hoe jy oor jouself dink. As jy glo dat jy in jou kern verrot is, dan gaan jy nie ongeskonde sielkundig daar uitkom, soos wat jy in die wêreld instap nie. En dan maak dit van jou, soos wat ek in my inleiding ingevoeg het verlede week in my video, maak dit van jou 'n kind, wat die hele tyd wil hoor, wat kan ek doen om beter te wees, om beter te vaar? Dan raak ons behep met, hoe vaar ek, am I performing, is ek goed genoeg? En dit word 'n sentrale tema in jou kop, en selfs as jy in die Christen idioom die Here Jesus aanneem en glo jy leef uit hom, kan jy jouself steeds elke dag nie vergeef vir die kere wanneer jy mistrap nie. Dit word 'n aaklige manier van leef. En so goed is wat dit bedoel word om ons dan nou weer te red met saligmaking en so aan. Dit doen nie die ding nie, want jy bly sleg en iemand anders moet jou die hele tyd kom help. Terwyl ons weet vandag, jy word gebore met al daai potensiaal en jou storie wag om geskryf te word. En vir my is dit 'n mooi skuif waar die vraag wegskuif van oorgeerfde skuldkomplekse na 'n hoopvolle inspirasie, wat ek put daaruit om te weet, my persoonlike ontwikkeling is so 'n groot storie as wat ek van hom wil maak. Kom ons kyk, waarheen gaan hy? 8ste, met filosofie, godsdiens, wiskunde stewig in plek, hierso in die 1600s, tree iemand na vore wat ons voorstel daaraan dat ons aan alles moet twyfel, want nou kom die mensdom met 'n era van filosofering. Hulle kom uit die jarelange middeleeue, en soos iemand sê, die middeleeue het nie regtig die wetenskap onderdruk nie. Ek was onder indruk, dit het die wetenskap onderdruk. Dit het nie die wetenskap geken nie, uiteraard. Maar daar was 'n variasie van mense, ook in die Christendom, in die middeleeue. Sommige van hulle was baie geheg aan proto-wetenskap, die voorlopers tot wetenskap, en hulle het gesê, en snaaks genoeg, Augustinus was een wat gesê het, steur jou aan wat die mense sê, wat vir jou probeer verduidelik hoe werk die en daai en die volgende. Maar dan was daar ander wat dit teëgestaan het, die weet ons ook, wiskundiges wat vermoor is en so aan. Maar ja, die mensdom kom uit al hierdie eeue van dink en filosofeer, en uiteindelik die Christendom wat dogmaties geraak het en vir jou voorgeskryf het hoe jy moet dink. En nou sê René Descartes, hoe meer hy studeer, sê hy, ek twyfel in alles wat ek leer. Hoe meer ek leer, hoe meer weet ek weet niks. Hoe meer voel ek weet niks. En toe kom hy met hierdie model. Hy het gesê, as jy wil 'n huis bou, moet jy platslaan wat daar is. So jy moet, as jy jou brein wil herbou, jou denke, jou ideologie wil herbou, moet jy dit wat daar is platslaan. Betwyfel alles. Hy het gesê, betwyfel selfs die wiskunde. 2 + 2 is dalk 5. Hy sê, want ons sintuie bedrieg ons. En as ons sintuie ons soms bedrieg, hoe weet ek nie, hulle bedrieg ons altyd nie, so ek kan nie eers seker wees dat my lyf bestaan, omdat ek hom kan voel en sien nie. En toe het hy met hierdie beroemde woorde gekom, waar hy gesê het, ek dink, daarom is ek. En sy gedagte was dit, goed, al kan ek aan alles twyfel, ek dink daaroor. En daar moet iemand wees wat dink, en dis ek, so ek bestaan, omdat ek dink. Maar waarheid word toe heeltemal na binne geskuif. Maar wat sleg van hom was, hy bring toe ook daai skeiding tussen liggaam en siel. Want hy sê toe, daar's 'n deel van my wat die kognisie is. Ek het laas vir julle gesê, ek gaan nie eens probeer om my woorde te sê nie. Die kognisie gedeelte, en dit is die siel, wat intellektueel is, wat dink. En dan is daar die deel van my wat die uitgebreide materiële deel is. Letterlik het hy gesê die uitgebreide deel is. En hy het die twee geskei. En dan kry hy ons weer terug by daai plek waar ons die liggaam verdag maak.
En die neurowetenskap kan hom korrigeer en vir hom sê, ons kan nie sonder emosies besluite neem nie. Dit is getoets. As jou emosionele fakulteite in jou brein beskadig is, kry mense nie besluite geneem nie. Jy het jou hele mens nodig om te funksioneer, selfs kognitief. En dit is 'n plek waar hy ons in 'n slaggat kon inlei as ons sou sê, mens moet in alles twyfel, mens moet alles wat die sintuie vir jou bied, moet jy as verdag sien, jy moet die liggaam as 'n laer orde en verdag sien, en jy moet net staat maak op daai rede van jou. Want dit bring mens natuurlik ook by 'n plek waar 'n mens naderhand glo dat al wat waar is bewussyn. En dan begin jy die wêreld afskryf as 'n illusie, en daai is 'n paadjie wat julle ken, baie filosofiese skole doen dit. En dit is nie gesond nie, want ons is hier as 'n heel mens, en ons moet as heel mens leef, en om al hierdie materiële goed in my liggaam, en al die goed, en my emosies, net eenvoudig af te skryf as drek, wat my nie help nie, maar my gevange hou, en my enkels van my vasketting in my hande boei, en met my kop smokkel, dan maak mens van jouself 'n ontmensde. En dan moet jy 'n nuwe manier van leef uitdink, en hy werk nie regtig by op hierdie aarde nie. 9de het Baruch Spinoza ons verder geneem. Dis in die 1600s. Hy het gesê, ek en julle dink ons kies. Ek het nog vir julle daai oggend gevra, het jy besluit om hiernatoe te kom vandag? Toe sê ek, hy sou vir jou sê, nee, jy het nie besluit nie. Want reg van die begin van die wêreld af, het omstandighede saamgewerk om jou te dring tot by die plek waar jy is. So jy voel, jou keuses is joune, maar eintlik is jy deur die lewe na 'n plek toegebring, deur 'n samehang, na 'n plek toegebring waar jy die goeders wil hê wat jy wil hê. Dis nie regtig goed wat jy gekies het, onbevange nie. En dit klink na 'n ongemaklike gedagte, veral vir mense wat hom as deterministies interpreteer het, maar hy het dit nie so bedoel nie. My voorbeeld was om dit te maklik te probeer maak is, dit is soos wat 'n selletjie in my arm is. Ek eet nou dalk vanaand, baie stout eet ek dalk Kentucky. En dan doen dit sy skade en inflammasie in my lyf met al daai gekookte olies. En dan voel hierdie selletjie nie baie lekker nie. En dan sy kwaad vir al die selletjies om hom en so aan, en dan sê hy, dan dink hy 'n ander selletjie het teen hom gestamp of iets, maar hy weet nie, die hoofoorsaak is, hierdie ouetjie wat ons almal bevat, het 'n verkeerde besluit geneem en 'n stukkie gemors geëet. En hy sê net so, moet ons verstaan dat ons ontoereikende kennis het van waarom ons emosioneel nou voel wat ons voel. Jy dink jy's nou hieroor kwaad. Maar dis eintlik 'n hele samehang van goed wat baie wyer gaan as jy en die mense om jou of die huidige omstandighede. Dis 'n totale samehang van goed wat hierdie gevoel in jou veroorsaak het. En hierdie ketting van aksies en reaksies veroorsaak het. En jy moet na jou, omdat jy daai prentjie nie kan ken nie, want hy het gesê ons kan dit nie ken nie, moet jy na jou intuïsie toe gaan en moet jy jouself leer om stil te word sodat jy 'n diep aanvoeling kan kry vir die groot, onbevatlike samehang van die werklikheid. Sodat jy, en hy het dit genoem, 'n intellektuele liefde vir die werklikheid kan ontwikkel, wat hy gelykgestel het aan God. Hy het gesê, want God is eintlik alles. En as jy dan op so 'n vlak in jou hart, sonder om alles te verstaan, net vir als 'n diep liefde kan ontwikkel, deurdat jy weet, dis groter as wat ek kan verstaan, dan het jy op daai manier intellektueel, nie emosioneel nie, die lewe en vir God lief, so mens word stil. Ek hou nogal van daai idee, dit is iets wat steeds kan werk. Nommer 10, met Immanuel Kant kom daartoe 'n radikale idee. Hy het gesê, ek en julle het nie 'n direkte toegang tot die werklikheid nie, nie deur ons sintuie nie. Dit was in die 1700s, ons spring nou 'n hele 100 jaar. Want hy het gesê, as jy gebore word omdat jy 'n mens is, kry jy 'n spesifieke bril. Daai bril het kategorieë, waardeur hy na die lewe kyk en dan orden hy die lewe volgens daai kategorieë. Goed wat ons vandag uit die wetenskap weet, daar buite bestaan het, hy gesê bestaan nie daar buite nie, soos tyd en ruimte. Hy het gesê dis ons koppe wat dit skep. Want daar's nie betekenis nie, maar ons heg betekenis aan goed deur hierdie kategorieë daarna te kyk. Maar het hy gesê, dit wissel bietjie van persoon tot persoon, hoe ons die lewe en omstandighede ervaar, maar
Eintlik hoofsaaklik het ons almal dieselfde bril op. Dis die mensbril, 'n statiese bril. Dit kan nie verander nie. En het hy gesê ons moet weet, jy kan nooit weet hoe die wêreld werklik is nie. Wat jy ken is die fenomeen. Dis hoe die wêreld vir jou lyk. Maar dis vals. Dis baie vals. Die noumenon is die werklikheid. En dit, liewe mense, het hy gesê, kan niemand van ons ken nie. So hy sit ons in 'n wêreld waar hy sê, moenie jouself vertrou nie. Jy leef in 'n illusie. Jy weet nie wat om jou aangaan nie, want jy sien en ervaar dit nie reg nie. Jy leef in 'n interpretasie. En dit het natuurlik ook baie gevolge waarvan baie van hulle negatief is. En ek gaan nie weer my psalmpie sing vanoggend nie, want julle ken my seker nou al as iemand wat sê, ek hou niks daarvan dat ons onsself ontmens nie. Ek hou niks daarvan dat 'n mens jou liggaam en jou emosies en jou sintuie verdag maak nie, want dit bring vir ons soveel koneksie met die wêreld. Dit bring vir ons soveel wonderlike oomblikke, ook met mekaar, dat om dit verdag te maak is vir my baie radikaal. Om te sê ja, jy moet maar oppas en jy moet dophou en jy moet filter, dis iets anders. Maar om 'n wêreldbeeld te hê waar jy so na die rede toe gaan en die res word verdag gemaak, is vir my 'n ontmensing. Nommer 11. Die neurowetenskap antwoord vandag vakant. En hulle is in 'n sekere sin meer radikaal, en dit is nou die 1900, so nou is ons baie verder aan. Ek gaan nou weer teruggaan in tyd, maar ek wil antwoord op hierdie ding. Die moderne wetenskap sê, jou brein sien nie die werklikheid presies soos dit is nie, wat jou oë onder andere sien blokkies. Ek het dit vir julle verduidelik, as 'n mens se oë nie sou beweeg nie, dan sou jy net een blokkie sien in hierdie vertrek en die res sou heeltemal 'n waas wees. Jy sou nie geweet het hoe lyk hierdie vertrek nie. Maar omdat jy oë beweeg, sonder dat jy dit weet, en hoe vinniger mense se oë beweeg, hoe meer sien hulle. En babietjies het ek gesê, sien die heel meeste. En hulle het ook die meeste neurons in hulle breine, want hulle het nog nie sekere paadjies laat sterf, omdat hulle toegelê het op ander nie. So ons sien blokkies. En tussenin vul jou brein die prentjie in. En hoe meer jy die wêreld leer ken en die lewe leer ken, en jou waarneming wat dan nou so ten dele is, nie net die oë nie, ook jou hele waarneming en ervaring, is maar brokstukke wat jy waarneem. En dan maak jy die storie volledig, want jou brein het genoeg kapasiteit ontwikkel om stories te bou. So ons breine bou eintlik vir ons stories. Ons breine is ook nie gemaak vir moraliteit, of werklik om waarheid te ken nie. Ons breine is gebou om ons te help om te oorleef. En die mooiste voorbeeld vir my daarvan is, as jy nou moeg is, baie moeg is, en ons moet teen 'n bult gaan uitstap, gaan jou oë vir jou daai, jou brein vir jou daai bult styler laat lyk as wat hy werklik is. Laat lyk. Dis nie 'n emosionele ervaring van jou, ek's te moeg vir hom nie, hy lyk fisies hoër, styler. As jy nie moeg is nie, jy's uitgerus, gaan hy vir jou platter lyk. En dit is omdat jou brein vir jou wil help om te oorleef. Hy soek nie die waarheid nie. Hy wil hê jy moet bly leef. Ons breine skep. Maar waar Kant gesê het, ons het 'n statiese filter, sê die neurowetenskap, dit is so plasties as kan kom. Ek kan myself leer om al hoe beter stories te skryf, al hoe beter na die werklikheid te kyk, al hoe beter interpretasies te hê. Ek kan my lense meer en wyer maak. So, daar's 'n ongelooflike ervaring. En ook anders, as wat hy gedoen het, kom die neurowetenskap en hulle sit ons terug in ons liggame. En hulle sê ook, jy het jou hele liggaam en jou emosies en jou brein nodig, om vir jouself 'n beeld van die werklikheid te vorm en jou reaksies en jou stories te skep. Dis 'n liggaamlike heelmens storie. Tweede laaste een, 12. Toe kom Friedrich Nietzsche. Dis seker vreemd vir julle om te hoor dat ek sê hy is een van my gunsteling filosofe, die ou wat gesê het God is dood. Maar hy het nie God doodgemaak en hy het besluit daar's nie 'n God nie. Hy het gesê ons almal het dit besluit. En ek wil net vir julle sê daar's 'n probleem daarmee dat ons God vermoor het. Maar hoekom ek van hom hou is, Friedrich Nietzsche, die 1800s, het gesê, ja, vir die lewe. Want hy het na boeddhisme toe gedraai, en die Christendom, en natuurlik na Schopenhauer, die mees pessimistiese filosoof, seker van alle tye. En hy het vir hulle 3 gesê, jene, hoekom hou julle nie van hierdie lewe nie? Hoekom is julle so bang vir hierdie lewe?
vir die Christene gesê, hoekom het julle so 'n onderwaardering van hierdie lewe? Wat is hierdie ding van hemel toe, hemel toe, hemel toe die hele liewe tyd? En vir die boeddhiste gesê, hoekom is julle so bang? Wat se onttrek en los? Gaan vir die ruwe intensiteit van die lewe, dis 'n verskriklike storie, ja, maar passie is waaroor die lewe gaan. En hy het nie gesê, wees roekeloos nie, maar hy het gesê, hou op om jouself so te beskerm. Moenie jouself beskerm nie. Bestee jouself, spandeer jouself soos geld. Ja, nie roekeloos nie, doen dit met oorleg, maar doen dit met oorgawe. Gaan vir projekte, gaan teen die stroom in, volg jou intuïsie, volg jou oortuiging. Doen daai goed wat jy weet jy moet doen. Want as jy dit gaan doen, gaan jy pryse betaal. Ja, baie mense gaan nie van jou hou nie, veral as jy stroom op is, maar doen dit, want dis jy, dis jou lewe, dis jou egte ervaring en oortuiging. En as jy dit leef, skryf jy 'n storie wat 'n fliek kan maak. Jou lewe, sê hy, se sin lê nie in teorieë nie. Dit lê nie in modelle, werk hom nou mooi uit. Dis hoe die lewe gaan werk. Hy sê, man, dan het jy dalk 'n lang vervelige lewe. Hy sê, leef die passies van jou hart. Want as jy die passies van jou hart leef, gaan jy ervaar wat dit is om lewendig te voel. En gaan daar iets skepends ontstaan. Want hy het gesê, moet asseblief nie ontsnap nie. Bevestig hierdie lewe. Sê vir hierdie lewe, ek weet jy's nie regverdig nie. Maar ek gaan jou nie versag nie. Ek sê ja vir chaos, ek sê ja vir pyn, ek sê ja vir die lewe, net soos wat dit is. Want die sin lê in die estetiese, en selfs as dit tragies is dit steeds mooi. Toe ek vir julle gesê, ek het by hoeveel geleenthede uit 'n flieksaal uitgestap, daar in Rosebank, oor die jare wat verby is. En ek het by 1 of 2 geleenthede, het ek onder andere met daai fliek, ek dink dit is Vader, waar Anthony Hopkins die rol gespeel het van 'n pa, wat Alzheimer het, en het jou binne in sy brein gesit. Ek weet nie wie van julle dit gesien nie. Dit is 'n verskriklike fliek om te kyk. Ek het vir Johan gesê toe ons daar uitstap, en dit was een Sondag na Renaissance, toe sê ek vir hom, as daai fliek 2 minute langer aangehou het, ek kliphard gehuil. Ek kon nie meer my snikke keer nie. Maar vra vir my vandag, was dit 'n mooi fliek? Dan sê ek vir jou, dit was 'n pragtige fliek. Is dit omdat dit 'n lekker ding is wat hy deurgegaan het? Nee. Was dit lekker om dit te kyk? Nee. Maar dis 'n ander sin vir die estetiese. Die lewe is pynvol. Maar die keersy daarvan, as jy passievol leef is, daar kom baie pyn, daar kom baie teenkanting, en miskien gaan jy jouself vinnig uitbrand ook soms. Maar daar kom soveel genoegdoening met dit wat jy uit jou kreatiewe passies kan skep. Laastens, Carl Jung, verlede Sondag, die 1900s. Hy waarsku, julle, ons klomp intellektuele het vir God verloor, ons het ons godsdienst verloor, ons is nie meer die middeleeuse mense wat sê, ons weet hoe werk die lewe, en as dit hier sleg gaan, kan ons onsself troos, ons gaan hemel toe nie. Wat nou? En ons bly in groot stede, met die industriële ontwikkeling is ons regtig nou klein visies in bittergroot damme. En hy het gesê, hy maak 'n voorspelling, die mens gaan 'n gebrek aan sin oor die lewe ervaar. Nihilisme. Wat ter sin het hierdie lewe? En toe het hy gesê, ons sal 'n persoonlike waarheid moet ontdek. Want daai eksterne een het vir ons verlore gegaan. En die plek het verskuif waar jy jou identiteit gekry het in jou persoonlike koneksie met die lewe. Jy is nou hierdie ou klein dingetjie in 'n radwerk. Hy sê wat met jou gebeur het is, jy bly in 'n groot stad en daar's reëls. Jy werk vir 'n baas in 'n maatskappy en daar's reëls. Jou staat het reëls. Dis reëls. Jy word 'n kind. En al identiteit wat oorgebly het is, hoe 'n oulike kind is ek? En nou gaan ek iets bylas wat hy natuurlik nou nie gesê het nie, maar mense het gelewe vir daai 30 jaar handdruk, goue horlosie. Oomie, jy het mooi gedoen in hierdie maatskappy. Ons is trots op jou. Jy het nooit uit die paadjie uitgestrap nie. Ons het ons identiteit daar gekry, en as jy dink in die 50er jare, hoe daai ding geblom het. My oupas en oumas, sy hele identiteit was, moenie aanstoot gee nie, moenie aanmerkings maak nie, moet tog net nie teen die stroom wees nie, moet tog net niks verkeerd doen nie, jy moet vroom wees. En hy sê nou, jy het jou hele identiteit prysgegee en het verruil vir 'n identiteit wat die ander mense vir jou gee.
Jy dra selfs nou hulle oortuigings, want dit het van jou 'n kind gemaak wat nie met jou eie oortuigings navors nie. Jy sê, ja, kom leer my, en dan leer die dominee jou ook nog Sondag. Die baas het vir jou Vrydagmiddag 5:00 gevra, hoekom loop jy so vroeg? Sondag sê die dominee vir jou, hoekom was jy nie laas Sondag in die kerk nie? En hy leer jou wat jy moet weet. En dit is 'n geïndoktrineerde klomp mense. En hy sê, gaan binne toe, gaan raak stil en gaan kry jou eie waarheid. En ons weet, met hom het dit gebeur, die draaipunt hoe hy begin droom het. En daai drome het hy begin interpreteer, hy het dit as boodskappe gesien, as betekenisvol gesien, en dit was vir hom later waarheid. En ja, hy het self teen die gevaar daarvan ook gewaarsku dat dinge alles so relatief kan raak. En soos ek het verlede Sondag gesê het, gaan ek dit weer vandag sê. Dis een ding aan die een kant van die spektrum, om toe te laat dat ander mense vir jou leer wat is waar, en 'n slaaf van dogma te word. Maar dis net so gevaarlik, om net jou eie ervarings te vertrou as 'n bron van waarheid. Want as alles dan nou waar is, wie se ervaring is waar, myne of joune? Dan raak goed relatief. En as dinge so relatief is, dat alles maar net geïnterpreteer kan word, soos wat jy daaroor voel, dan word die werklike waarheid baie stil, en dan sit ons met my waarheid, jou waarheid, en die werklike waarheid, en niemand doen meer die moeite, om dit na te vors nie. En daarom wil ek afsluit deur te sê, ons het begin met gode wat boekhou, ons het beweeg na die siel, die gewete, die verstand, die brein, en nou sit ons hier, en ons is nie werklik baie seker van alles nie. Wat is werklik? Hoe is die mens? Hoe lyk die mens? Hoe is ons samestelling? Is my keuses my eie? Die neurowetenskaplike stryd daaroor, sommige sê ons het nie vrye wil nie, ander sê ons het. Maar ek voel, 'n laaste gedagte kan dalk dit wees, en dit nie te sê die doel moenie noodwendig wees. Want onthou, ons hou nie van chaos nie, ons wil sekerhede hê, en ons wil prentjies hê. Maar dis ons uitdaging. Ons gaan nie absoluut seker wees nie, ons gaan nooit daai absolute sekerheid bereik nie. En as ons bewus is daarvan, dan kan ons daarmee ook saamleef, soos met baie ander dinge in die lewe, wat nie aldag lekker is nie. Maar, ons kan selfs in daai onsekerheid, kan ons nuuskierig bly, en dis die lekkerte. Dan bly ons nog bietjie soek. Ons kan eerlik wees oor wat ons vind, en ons kan dit herbesoek, en ons kan altyd nederig bly. En ek dink dis my slotwoord na die reeks, vir ons as Renaissance. En ek sê dit eerste vir myself, as iemand wat ook graag dink, en vrees ek glo in sy eie ou breintjie, my ou klein breintjie, soos Johan altyd sê. Miskien is die wysheid dit, dat ek en julle het nie al die regte antwoorde nie. Maar, as ons dit kan regkry om met nederigheid twyfel te dra, dan sal ons in nederigheid mekaar vat en sê, my mede-renaissansers, ek wil by jou inhak. Kom ons stap. Ek wil na jou luister, en ek gaan vir jou vertel, maar dan stap ons aan. En ons gaan bly soek, want daar is nog so baie om te ontdek. Dis die einde van hierdie reeks. Baie dankie, Jannie en Letitia.
Vir die van julle wat tyd het, kom ons gaan drink daai koffie. Dit sal lekker wees om te gesels en te kuier. En baie dankie. Julle kan ons maar uitspeel, ons luister. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.